Die lewe is 'n besige affære. Is dit ook jou ervaring? Dat die dae gevul is met verantwoordelikhede en dinge wat gedoen moet word. Dikwels die een afspraak op die volgende afspraak, die een deadline op 'n volgende deadline. En miskien voel jy ook al om te bid dat die son sal stil staan, sodat jy net by die dag se verantwoordelikhede kan uitkom, by alles wat almal van jou verwag en wat jy ook nog van jouself verwag. Hoe kry 'n mens 'n greep op die lewe wanneer die lewe so vol en so besig is? In Psalm 5 vers 4 lees ons: In die môre, Here, sal U my stem hoor. In die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Vriende, 'n goeie dag begin by ons binnekamertye wat ons saam met die Here spandeer, met sy woord voor ons oop, wanneer ons in gebed tot hom nader, ons verwagtinge met hom deel, ons blydskap en ons dankbaarheid teenoor hom uitspreek. En dan te leef in die verwagting dat die Here in die dag op 'n merkwaardige manier met ons gaan ontmoet. In Lukas 10 lees ons hoe Martha Jesus in haar huis ontvang het. Haar suster Maria was ook daar gewees. Martha was baie besig gewees om alles reg te kry en Maria het haar nie gehelp nie. Op 'n stadium het Martha by Jesus gekom en vir hom gevra: "Gee jy nie om dat my suster my los om alleen alles reg te kry nie?" En dan sê Jesus vir Martha: "Martha, Martha, jy is so besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig. Maria het die beste gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie." En sy het besluit om by Jesus se voete te gaan sit, om na die woorde van Jesus te luister. Vriende, vir jou en my, om 'n greep op die dag te kry, moet ons die dag reg begin. Sommer so uit die hart, uit die mond uit. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Vrede vir julle.